Ons gaan vandag bietjie kyk na 1 Korintiërs 13. Nou, ek is seker dit lui vir jou 'n klokkie. En ek seker jy moes dit al 'n paar keer in jou lewe by 'n troue gehoor het, want sien hierdie gedeelte gaan oor liefde. Maar vandag se tema sê meer as 'n gevoel en dit is reg. Julle, liefde is meer as 'n gevoel. Liefde is 'n keuse. Ons moet elke dag kies om mekaar te hanteer, soos wat 1 Korintiërs 13 vir ons leer. Maar as ek dink oor liefde en oor verhoudings, dan dink ek dadelik aan paartjies wat my kom sien vir huweliksvoorbereiding voor ek hulle moet trou. En dan gesels ons altyd oor die 5 tale van liefde. En dit is verskillende maniere hoe ons geliefd voel of hoe ons geliefdes geliefd voel. Nou, wil ek vir jou vra. Het jy geweet dat God 'n liefdestaal het? God se liefdestaal is gehoorsaamheid. Ek en jy moet kies om gehoorsaam te wees aan God. En dit is 'n manier hoe ons kan bewys dat ons lief is vir God. Nou goed. Die woord vir liefde wat hier in 1 Korintiërs 13 gebruik word is die Griekse woord agape liefde. En ek seker, julle het ook al daarvan gehoor. Nou hierdie agape liefde is 'n liefde wat verskriklik onselfsugtig is. Dis 'n liefde wat opoffer. Dis 'n soort liefde wat Jesus perfek kom voorstel het vir ons. Nou, ek wil graag jou uitdaag. Wanneer ons nou 1 Korintiërs 13 gaan saam lees, wil ek jou uitdaag om Jesus in die plek van liefde te sit. Want ons leer mos, of ons lees mos in 1 Johannes, lees ons dat God liefde is. Nou goed, kom ek lees vir ons. Jesus is geduldig en vriendelik. Jesus is nie jaloers nie. Jesus blaas nie sy eie beel nie. Jesus is nie vol van homself nie. Jesus tree nie onwaardig op nie. Jesus hou nie boek van die kwaad nie. Nou, ek kan aangaan en aangaan. Maar my uitdaging aan jou vandag is om jou eie naam hierin te lees. En die eerste keer as jy jou gesig so bietjie trek, dan besef jy, dis 'n plek in liefde waar jy moet groei. Kom ons probeer dit. Marietjie is geduldig en vriendelik. Daar trek ek al klaar my gesig. Want sien, dis baie belangrik dat ek wat Marietjie is, deur liefde geduldig moet wees en vriendelik moet wees. En wanneer ek dit nie reg kry in my lewe nie, moet ek terugkom na hierdie gedeelte en ek moet lees hoe lyk ware liefde. Want sien julle, 1 Korintiërs 13, as ek 'n metafoor kan gebruik, is vir my soos bouinstruksies. Hoe bou ek 'n gesonde verhouding met iemand anders? Hoe bou ek 'n gesonde verhouding met God? Want sien, ons weet mos, die belangrikste gebod wat Jesus vir ons leer is, jy moet die Here jou God lief hê en jy moet ander lief hê soos wat jy jouself lief het. En dis waar ons moet begin. Ons moet onsself lief hê, ons moet ander lief hê en ons moet God lief hê. En wanneer ons ander hanteer, soos wat 1 Korintiërs 13 ons leer, wanneer ons hierdie instruksies volg, woord vir woord, dit is hoe ons dan ons liefde aan God bewys, deur ander lief te hê. So ek wil jou vandag kom uitdaag. Haal hierdie gedeelte uit, lees jou naam hierin, vra jouself, is jy besig om hierdie instruksies te volg? Is jy besig om ander lief te hê? Jou man, jou vrou, jou kollega, selfs die vreemdeling in die pad, is jy besig om hulle lief te hê? Wat belangrik is en waarmee ek wil afsluit vandag, is toe Paulus hierdie gedeelte geskryf het hy vir die mense gesê, onthou,
Maak nie saak hoeveel geestelike gawes jy het nie, al praat jy in tale, of al kan jy profesie uitlê. Liefde is die belangrikste. Nou sien, liefde is die fondasie waarop alles gebou is. En Paulus wil hier vir die Korintiërs kom leer, dat maak nie saak hoeveel geestelike gawes jy het nie, want sien in daardie tyd, as jy in tale kon praat, of as jy profesie kon uitlê, dis in vandag se tyd ook so, dan sien mense dit as 'n teken, dat jy die Heilige Gees in jou het. Maar hier kom bevestig Paulus, die teken, dat jy die Gees in jou het, is ware en opregte en opofferende liefde. Dit, my vriende, dit is die bewys, dat Jesus in jou hart leef. So, gaan jy vandag die keuse maak? Gaan jy vandag besef dat liefde meer as 'n gevoel is? Gaan jy vandag kies om ander lief te hê, soos wat God ons leer in sy woord?